te keer waaroor preek ek Sondag en daai tipe van dinge nie. Ons is besig om te werk deur Genesis. En dan is dit vir my interessant hoe die Here soms sekere dinge laat saamval. Ons is nou bymekaar om verjaarsdag te vier, ons gaan lekker koek en tee. Maar vanoggend preek ek oor Sodom. Ons is by Genesis 19, jy kan daarheen blaai. Genesis 19, ons gaan net die eerste 11 verse lees en die woord van die Here kom tot ons daardeur. My gebed vroeër vanoggend, as ek bid vir dit wat die Here moet bereik deur die woord, dan weet u nou al, die woord kom eers tot my, ek moet dit bewerk en aan u voorhou Sondag. Maar ek het vanoggend vir die Here gesê, ek bid dat soos hy my hart verander het, soos wat hy my hart verander het, oor dit wat ons hier gaan sien, dat hy dieselfde vir u sal doen. Dit is 'n besondere geleentheid om te praat oor 'n baie moeilike onderwerp, veral in ons dag, maar die Here gaan vir ons genade gee. Kom ons kyk na Genesis 19, ek lees die eerste 11 verse voor, en dan gaan ons saam bid daarna. Hoofstuk 19 vanaf vers 1 in die ou vertaling. En die 2 engele het in die aand in Sodom aangekom, terwyl Lot in die poort van Sodom sit. En toe Lot hulle sien, het hy opgestaan om hulle tegemoet te gaan en hom gebuig met die aangesig na die aarde toe en gesê, kyk tog, my Here, draai tog uit na die huis van u dienaar en bly die nag oor en was u voete, dan kan u vroeg opstaan en u reis voortsit. Maar hulle antwoord, nee, ons sal op die plein vernag. Maar hy het baie by hulle aangehou, sodat hulle na hom uitgedraai en in sy huis gekom het. En hy het vir hulle 'n maaltyd berei, 'n ongesuurde koeke gebak, en hulle het geëet. En hulle het nog nie gaan slaap nie, toe die manne van die stad, die manne van Sodom, die huis omsingel, jonk en oud, die hele bevolking, almal saam. En hulle het na Lot geroep en aan hom gesê, waar is die manne wat vannag na jou gekom het? Bring hulle na ons toe uit, dat ons hulle kan beken. Daarop gaan Lot na hulle toe uit voor die ingang en sluit die deur agter hom toe en sê, my broers, moet tog nie kwaad doen nie. Kyk tog, ek het 2 dogters wat geen man beken het nie. Laat ek die na julle uitbring en doen met hulle soos dit goed is in julle oë. Net aan hierdie manne moet julle niks doen nie, want daarom het hulle onder die skaduwee van my dak ingekom. Toe antwoord hulle, gee pad daar. En hulle sê, hierdie een het gekom om hier as vreemdeling te vertoef en wil tog gedurig die baas speel. Nou sal ons jou meer kwaad doen as aan hulle. En hulle het sterk op die man, op Lot, aangedring en nader gekom om die deur oop te breek. Maar die manne het die hand uitgesteek en Lot by hulle in die huis gebring en die deur toegesluit. Toe slaan hulle die manne wat by die ingang van die huis was, klein en groot, met blindheid, sodat hulle te vergeefs na die ingang gesoek het. Dis tot daar wat ons saam lees uit die onfeilbare woord van die Here. Ek gaan vra dat die manne staan, dan bid ons saam en ons vra dat die Here met ons sal praat deur sy woord. Here, ons wil saam met Openbaring 15 sê, groot en wonderlik is u werke. Here God, almagtige, regverdig en waaragtig is u weë, o koning van die heiliges. Wie sal u nie vrees nie, Here, en u naam nie verheerlik nie? Want u alleen is heilig, want al die nasies sal kom en voor u aanbid, omdat u regverdige dade openbaar geword het. Die Bybel leer ons in Filippense 2, daar sal 'n dag kom wanneer elke knie sal buig, elke tong sal bely, u is die Here van die Here, die koning van die konings. Ons wil dit vanoggend gewillig doen. Ons wil vanoggend ons harte voor u kom neerbuig, en ons wil kom sê, Here, u alleen is waardig om te ontvang die heerlikheid, die eer en die krag, want u het alles gemaak, en deur u krag bestaan dit, en is dit gemaak. Ons wil u dank vir al u goedheid. Ons wil u loof vir u troue liefde. En ons wil voor u buig dat hierdie woord wat ons vanoggend gaan bespreek,
in ons lewe 'n verandering sal bring. Dis waarom ons hierdie dinge moet bestudeer. As U woord ons nie verander nie, dan is dit mos te vergeefs. Ons wil in die spieël van die Bybel kom kyk sodat ons kan sien waar daar tekortkominge is, waar ons dalk nog leemtes het, waar ons faal, waar ons sondig. En ons wil kom pleit, sal U genade gee en vir ons help dat ons U sal kan eer deur gehoorsaam te wees aan U woord. Help ons, Here, ons het U nodig en met 'n baie uitdagende tyd waarin ons leef, met veel stryd en kwessies, dinge wat vir ons dalk te veel kan word, is U die een wat elke dag genoeg genade beloof. Doen dit vir ons ook vandag. Praat nou met ons, U diensknegt en U diensmaagd luister. Amen. Uit Genesis 19 en hierdie berugte verhaal kry jy verskillende sieninge, vorm mense hulle persepsie oor sekere dinge. Dis as gevolg van hierdie gebeure dat ons die woord in die Afrikaans ook het, sodomie, wat algemeen bekend staan as homoseksuele dade of optrede of 'n lewe. En dis nie vir my nodig om baie tyd te neem om vir U te sê hoe die agenda, die homoseksuele kwessie in ons dag gedryf word. Dis absolute agenda wat gedryf word deur die media, deur allerlei verskillende op allerlei kanale, en die oomblik wanneer jy iets daaroor sê, word jy afgemaak as verskillende terme, homofobies, jy's 'n haatdraande regter, jy sien jouself as beter as ander en die tipe van dinge. As ons praat oor Genesis 19, die kwessie is op die tafel, wil ek vanoggend met U praat, soos wat die Bybel daaroor praat. Ons moet egter ons harte na die Here toe bring en sê, Here, verander U my hart, sodat U daardeur verheerlik sal word. Voordat ek begin preek, wil ek vir U sê, ek het nou maar nog baie konservatief groot geword, en ek maak nie verskoning daarvoor nie, maar ek wil vir U sê, in my gemoed, ek was in 'n seunskool, tegniese skool, in my gemoed was dit nog deur al die jare so, jy weet, as 'n ou bietjie fyntjies is, of hy begin met allerlei snaakse giere en dinge, dan is hier agter in my kop die gedagte, hy is nog net nie hard genoeg geklap nie, want hy moet regkom, né? Tipe van, en dis ons blik baie keer op mense. R.C. Sproul skryf in 'n artikel in Table Talk tydskrif, dis die tydskrif van Ligonier Bediening. Hy sê die volgende: To call homosexual behavior a sin is to stand against powerful forces in our society. Acts that used to be a source of shame are now openly celebrated throughout the world. The so-called gay rights movement, with the help of many mainline churches, multinational corporations, politicians, educators, and judges, has been very successful in promoting homosexuality as an acceptable, if not laudable, part of society. Dit word geprys. Ek meen, jy word geëer as jy, soos wat hulle sê, uit die kas uitkom. As jy nou bereid is om standpunt in te neem en te sê, ek is homoseksueel, en nou word jy geprys daarvoor, sê hy. En dan later in die artikel sê hy, when scripture and culture disagree, we must stand with God's word. My doel vanoggend is nie om my mening, my opinie, my gesindheid vir U te gee nie. Ons moet staan by die woord van God. Die Nuwe Testament stel dit baie duidelik, eintlik onomwonde, dat die oordeel oor Sodom, en ons gaan volgende week daarna kyk, ons het net tot by vers 11 gelees vanoggend, die oordeel kom nou nog, dis letterlik hierdie verskriklike swaal en vuur wat uit die hemel uitgeval het. Hierdie oordeel oor Sodom
is 'n voorskou, dis 'n skaduwee van die uiteindelike oordeel wat aankom is. Dis God se oordeel oor sonde. Hier is 'n skyn daarvan, of 'n skadubeeld daarvan. Judas, vers 7, ons praat van Judas vers 7, want ons net een hoofstuk. So Sodom en Gomorra en die stede rondom hulle, wat op dieselfde manier as hierdie mense gehoereer en agter vreemde vlees aangeloop het, luister mooi na die woorde, as 'n voorbeeld gestel is. Dis 'n voorbeeld. Terwyl hulle die straf van die ewige vuur ondergaan. Nou net hierdie gedeelte, ons praat nie oor Judas vers 7 vanoggend nie, maar dit is om vir u te sê, hier's 'n voorbeeld. En die ergste van alles is, die manne van Sodom, die verskriklike oordeel van daai nag, was nie die einde van hulle foltering nie. Hulle is in die ewige vuur. Hulle is in die oordeel van God. Kom ons hanteer hierdie hoofstuk vanoggend iets wat anders as normaalweg. Ek wil daarna kyk soos 'n verhaal. So daar's nie hoofpunte nie. Ek gaan net vers vir vers dit verklaar, maar ek wil aan die einde wil ek 'n paar slotopmerkings maak. Ons moet saamvat dit wat ons hier uithaal. So kom ons kyk na die verhaal. Ons het in hoofstuk 18 gesien, hierdie twee manne saam met die openbaring van die Here Jesus self wat by Abraham was. Hierdie twee manne was op weg na Sodom. Abraham het bly staan, by die Here voorbeding gedoen, en hierdie twee manne wat ons weet is engele, hulle het aangegaan in die rigting van Sodom. En nou kom hulle in Sodom aan. Ons het vers 1 gelees en die twee engele het in die aand in Sodom aangekom, terwyl Lot in die poort van Sodom sit. En toe Lot hulle sien, het hy opgestaan om hulle tegemoet te gaan en hom gebuig met die aangesig na die aarde toe. Hy groet hulle baie op dieselfde manier as wat Abraham gedoen het toe hulle by Abraham aangekom het. Hoflik, gasvry, groet hulle, eerbiedig. En dan vers 2, en hy het gesê, kyk tog my, Here, draai tog uit na die huis van u dienaar en bly die nag oor en was u voete, dan kan u, let op die woorde, vroeg opstaan en u reis voortsit. Net met die lees van dit wat hy sê, kom jy agter, Lot wil hierdie ouens so gou as moontlik uit Sodom uitkry. Hy het iets geweet wat hulle nie geweet het nie. Hy het iets geweet as gevolg van sy verblyf in Sodom. Maar hulle antwoord, nee, ons sal op die plein vernag. Die plein is letterlik 'n oop gedeelte waar hulle, dis waar die markte gehou is, dis waar hulle verkopings gehad het, dis waar in die dorpe, dit was destyds die gebruik, as jy gereis het, het jy in 'n stad of 'n dorpie ingegaan, en jy het op die plein vernag. Dit was 'n openbare plek, so jy was veilig as gevolg van die openbare hoedanigheid, die oopte in die middel van die dorp, gewoonlik min of meer in die middel van 'n dorp of 'n stad. Maar Lot weet, hierdie is 'n slegte buurt, julle kan nie daar slaap nie. Lot het geweet, hier is 'n gevaarlike scenario, en hy wil hierdie besoekers, hy weet op hierdie stadium nog nie, dit is engele nie, dis twee manne wat daaraan gekom het, hy wil hulle beskerm, hy wil hulle help, en sy woorde, julle moet vroeg opstaan en weer gaan, jy sien, hy wil hulle veilig hou, kom bly by my, en dan vroeg moet julle weer gaan, want hy wil hulle so gou as moontlik uit Sodom uit hê. Hy het geweet wat in Sodom aan die gang is. Hy ken die kultuur waarin hy leef. Hulle wou egter ondersoek instel. En die beste manier om te weet hoe dit gaan in 'n dorp of in 'n stad, is jy gaan en jy is in die openbaar. Jy gaan bly nie by iemand nie, jy gaan in die openbaar. Jy slaap op die plein, praat met die mense. Hulle wou ondersoek instel rondom die kwessies in Sodom. Maar Lot wil niks weet nie, vers 3. Maar hy het baie by hulle aangehou. Hierdie vertaling, as jy gaan kyk na die Hebreëse kenners, hulle sê, hierdie aangehou is letterlik aangedring. Dit is amper hardhandig behandel, om te sê, nee, jy verstaan my verkeerd, jy gaan nie daar slaap, jy gaan by my slaap, jy gaan in my huis inkom. Hy het by hulle aangehou, sodat hulle hom na hom uitgedraai en in sy huis gekom het, en hy het vir hulle maaltyd berei en ongesuurde koeke gebak, en hulle het geëet. So hier sien jy in Lot se hart meer as net gasvryheid. Hy was besorg oor hulle veiligheid, hy wou hulle beskerm, hy was die een wat anders was as die manne van die stad. Maar die boosheid van die plek het baie vinnig na vore gekom. Dis iets wat jy nie kon wegsteek nie. Dis iets wat nie verborge sou bly nie. In vers 4 het ons gelees, hulle het nog nie gaan slaap nie. Toe die manne van die stad, die manne van Sodom, die huis omsingel, jonk en oud,
Die hele bevolking, almal saam. Hier's 'n paar uitdrukkings wat ons vinnig moet verduidelik. Die manne van Sodom word letterlik vertaal met, een van die vertalings sê, men of Sodom that they were. Daar's 'n verbuiging, 'n manier waarop die Hebreëus dit stel, wat vir jou sê, hulle het gepraat van, dis hoe hulle is. Hierdie ouens, soos wat die Sodomiete is. En dan die 3 frases, wat Sodom se immoraliteit bevestig het. Daar's 3 keer wat hy praat van jonk en oud, dis nou almal wat vergader het rondom Lot se huis. Jonk en oud, letterlik in die Hebreëus, jonk tot oud, wat die hele spektrum van die manne van die stad aandui. Die tweede frase sê, die hele bevolking, en die derde ene sê, almal saam. Een sou genoeg gewees het, hy 3 keer, net om te bevestig, dit is die heersende kultuur, dit is die gesindheid, dis die loop van sake in Sodom. Dit was die praktyk. Dis hoe dit gewerk het. 'n baie goeie konservatiewe gereformeerde kommentator H.C. Leupold. Ek het al baie na hom verwys, maar hy sê oor die gedeelte: the enormity of the prevalent vice was indicated by the fact that the sacred duty of hospitality was so completely replaced by the eagerness to practice vile lust that even strangers would be sacrificed to wholesale abuse, a treatment most likely to terminate in death. So Leupold sê, hierdie ouens was nie van plan net om 'n romantiese verhouding met hierdie nuwe manne, want hulle het ook nie geweet dis engele op hierdie stadium nie. Hulle wou nie net hulle romanties leer ken nie, hulle wou hulle seksueel aanrand. Dit sou heel moontlik hulle dood beteken het. The events of this evening display a shocking depravity. The facts of the case are now apparent to all the world, whether these people have done altogether according to the cry. Dis nou verwysende na die woorde van die Here Jesus wat met Abraham gepraat het. Hy het gesê, ons gaan na Sodom om te kyk of die geroep wat na my toe opgekom het, of dit so is. En ons het vir die destyds gesê, verlede week, dit was nie asof God nie geweet het nie. Hy wou nie kom kyk, is dit regtig soos wat ek dink, of soos wat ek ervaar nie. Hy het geweet, dis hoe dit is. Hy stuur hierdie manne om in die aangesig, in die aanskyn van blote feite, feitelike bewyse te sê, dis hoekom ek oordeel, want dis hoe dit gaan. En hier is dit nou duidelik. So Leupold sê, hier is dit nou vir almal sigbaar. Dis hoe dit gaan in Sodom. Hy sê, according to the cry which had come unto the Lord, verwysende na die gedeelte wat ons verlede week in hoofstuk 18 gesien het. Jesaja praat op 'n geleentheid van die volk Israel. En hy praat van hulle gesindheid. Hoor wat sê hy in Jesaja 3 vers 9. Die uitdrukking van hulle gesig getuig teen hulle. En hul sonde maak hulle bekend soos Sodom. Dis een van die talle verwysings na Sodom in die Bybel. En die punt hoekom ek dit wys is, hy sê sonder om iets weg te steek, wee oor hulle siel, want hulle doen hulle self kwaad aan. Ek gebruik altyd hierdie vers, of nie altyd nie, ek verwys soms daarna as jy praat van die tieners, as hulle monde opblaas en hulle wil hê jy moet sien, hulle is nou kwaad. Dan dink ek altyd aan hierdie gedeelte. Hulle maak hulle gesindheid bekend op hulle gesigte. En hulle maak hulle sonde bekend soos Sodom. Die verwysing is duidelik. Sodom het nie geheim gemaak van hulle perversie nie. Sodom wou nie hierdie brutale dekadensie wegsteek nie. Hulle het gespog daaroor. Dis wie ons is, dis wat ons doen. Hoor wat roep hulle, vers 5, ons het dit gelees. Hulle het na Lot geroep en vir hom, aan hom gesê, waar is die manne wat vandag na jou gekom het? Bring hulle na ons toe uit, dat ons hulle kan beken. Die meeste Engelse vertalings sê that we might know them. Die Afrikaanse vertaling vertaal dit met beken. Dis dieselfde woord wat vertaal word en gebruik word as seksuele gemeenskap. Ons het dit leer ken heel vroeg in Genesis al. Adam het sy vrou Eva beken en hulle het vir Kain gehad. Dit is seksuele gemeenskap waarna verwys word reg deur die Ou Testament. So wat ons hier sien, ek wil weer sê, is nie net
'n perversie nie. Dis nie net 'n afwyking nie. Dit is 'n, hulle praat van 'n brutale seksuele aanranding. Dis wat hulle na soek. Hulle is bloeddorstig, hulle is dekadent. Jy vat al die slegte woorde wat jy ken en voeg dit bymekaar, al die sinonieme wat jy kan kry, en dit sal nie genoeg wees om te beskryf wat aan die gang was in Sodom nie. Die engele, hierdie 2 engele, sien nou eerstehands hoe intens die verdorwenheid in Sodom is. Hulle roep nou, hier is die deur gesluit. Lot het sy sin gekry want hy beskerm die ouens wat by hom is. Maar hulle roep en hulle sê, stuur hulle uit na ons toe. Lot waag sy lewe, vers 6 en vers 7. Daarop gaan Lot na hulle toe uit voor die ingang en sluit die deur agter hom toe. Hy is besorg oor hulle veiligheid. En hy sê, my broers, moet tog nie kwaad doen nie. Te midde van hierdie ooglopende dekadensie, is Lot vir ons 'n voorbeeld. Hoe praat hy? Hy praat hoflik, respekvol, eerbiedig, my broers noem hy hulle. Moet tog nie kwaad doen nie. Maar ongelukkig stop nie daar nie, want hy sê vir hulle in vers 8, kyk tog, ek het 2 dogters wat geen man beken het nie. Laat ek die na julle uitbring en doen met hulle soos dit goed is in julle oë. Net aan hierdie manne moet julle niks doen nie, want daarom het hulle onder die skaduwee van my dak ingekom. Hier's 'n verskriklike ding. Daar's sommige teoloë wat sê Lot beskerm hierdie 2 manne so, en nou probeer hulle Lot se eer beskerm, want die Nuwe Testament verwys na Lot as 'n regverdige. Maar ons weet op hierdie stadium al reeds, Lot se geestelike stand was nie wat dit moet wees nie. Bloot die feit dat hy in Sodom gebly het, is al reeds 'n krisis. Jy gaan bly nie op 'n plek waar jy nie saam met ander die Here kan dien nie. Dit werk net nie so nie. Maak nie saak wat die eiendomsmark doen nie, dit maak nie saak. Jy kry eerder swaar en dien die Here as wat jy in weelde, want dis wat hom getrek het. Onthou julle toe ons destyds gepraat het oor Lot en Abraham wat van mekaar geskei het. Hy het na die Jordaanstreek gekyk en gesê, dis mooi groen, is genoeg plek vir my skape en my bokke, dit sal 'n goeie plek wees om ekonomies vooruit te gaan. Dis hoekom hy daar bly. Hy was eers rondom Sodom, later in Sodom. Nou sien ons hom hy sit in die hek van Sodom, so hy was een van hulle oudstes. Hy het 'n inspraak gehad, hy het 'n naam gehad. Nou sommige van die teoloë beskerm Lot deur te sê die prominensie van die gasvryheid in die destydse wêreld was van so 'n aard dat Lot eerder sy dogter sou opoffer as wat hy sy gaste sou laat leed aandoen. Ek wil dit nie sien. Ek stem saam met diegene wat sê, Lot beskerm eerder sy eie trots. Hy as gasheer, hy wil nou sy naam beskerm, hy wil sy eer beskerm, en nou is hy bereid om sy dogters daarvoor op te offer. Dis skandelik, onaanvaarbaar in enige samelewing wat enigsins godvreesend is. Hoe kan enige mens so iets doen? Dis nie wat die Here van jou verwag nie. Nêrens word dit voorgeskryf nie. Maar Lot beskerm homself. Hy wil sy naam, sy trots wil hy beskerm. Sommige ouens kyk hierna en dan sê hulle, maar wat kon hy doen? As jy dink aan die situasie. Al die manne van die stad, ons het duidelik gesien, almal is daar. Almal kom met geweld en sê vir hom, bring daai manne hier. Wat kon hy doen? Nou om jou dogters gevoelloos op te offer, as daar 'n lysie was van dit sal ek eerste doen, dit sal ek tweede doen, dan moet daai opsie van gee jou dogters vir hulle nie eers op die lysie wees nie. Dis hoe ver Lot gedaal het. 'n Godvreesende man sal sy dogters beskerm en beveilig ten alle koste. Ons praat van 'n verbondsverantwoordelikheid. Ons het al baie verwys na die verbond, want dit gaan oor jou gesin. Ek en my huis, ons sal die Here dien. Hulle is onder die sorg van die pa, die verbondshoof, en jy moet beskerm, jy moet beveilig. Dan vra iemand, maar wat kon hy doen? Dink aan sy situasie. Wat kon hy doen? Nou ek wil nie daai een wees wat oorvereenvoudig of oorgeestelik selfs klink nie. Maar wat van bid? Sien jy enigsins dat dit by hom opgekom het om te bid? Ek meen, hy sit met 2 engele in sy sitkamer. Hy kon bid.
Hy kon tot die Here roep en sê, Here, hier is 'n krisis. Sal U my help? In ons lewe, wil ek vir U sê, moet ons leer om gebed, soos wat, ek dink dit was Louis Malherbe wat gesê, dit moet nie die spaarwiel wees nie, dit moet die stuurwiel wees. Gebed moet nie die ding wees wat jy heel laaste toe gaan as daar niks anders is om te doen nie. Gebed behoort in 'n kultuur te wees. Gebed behoort 'n geoefende kultuur te wees wat gekweek is in ons lewe om te sê, as dinge skeefloop of as dinge regloop of as dinge loop, maak nie saak nie, ek moet altyd bid. So hoekom kon hy nie bid nie? Ek dink die woorde van Jakobus 4 vers 2 is dikwels oor ons krisisse en oor ons rampe baie duidelik geskryf, miskien met 'n groot duidelike merkpen. Julle het nie, omdat julle nie bid nie. Baie keer beleef ons en doen ons dwaase dinge, omdat ons nie bid nie. As nog 'n les hier, en dit is dat Lot het probeer ek glo met my hele hart, hy het probeer om die stad te verander. Die Nuwe Testament sê, die boosheid van die plek het hom gepla. Hy was nie soos hulle nie. Hy het hulle probeer hervorm, maar die les wat ons leer is morele hervorming. Met ander woorde, om die mense om hom te probeer beter maak, sonder die reddende genade van God, is 'n nuttelose saak. Jy kan nie. Hierdie twee moet saamloop. En ek wil nou vir u sê, daar's mense wat deur die jare al met my gepraat het, en dan weet ek, hulle bid vir die redding van hulle kinders, of hulle bid vir die redding van hulle familie, of hulle bid vir die redding van 'n kollega, of 'n vriend, of wat ook al, en die mense wil niks van die Here weet nie, maar ons bid vir hulle redding, en dan sal hulle na my toe kom en sê, my kind het opgehou drink, of my kind het opgehou met die dwelms, of my kind het opgehou dit of dat, of wat ook al, en dis daarom 'n tree in die regte rigting. En ek wil nie die negatiewe een wees nie, maar dan dink ek by myself, 'n tree in die regte rigting beteken niks. Wat saak maak is redding, wedergeboorte. Dis wat 'n hart verander, dis wat 'n lewe verander. 'n Tree in die regte rigting is jy bly oor, maar hierdie godsdienstige hervorming, morele hervorming om 'n beter mens te wees, help niks, want jy is nog steeds ongered. Sonder die Here Jesus is daar nog steeds geen saligheid nie. Morele hervorming om die samelewing 'n beter plek te maak, is 'n byproduk van die evangelie. Dis die uitwerking wat die evangelie het. Dis nie ons doelwit nie, maar dis die uitwerking wat die evangelie het. Wanneer iemand by die Here uitkom en sy hart verander, dan verander sy hele huis. Die manier waarop hy sy geld spandeer, die manier waarop hy alles doen verander, want hy word 'n kind van God. Petrus sê van die ongelowige wêreld in 1 Petrus 4 vers 4, en hy praat van die gesindheid van die wêreld om ons. Daarom vind hulle, dis die ouens wat ongered is, daarom vind hulle dit vreemd, as julle nie saamloop in dieselfde uitgieting van losbandigheid nie, en hulle laster. So hierdie ouens van Sodom se gesindheid kan jy ook hierin sien, deur te sê, maar Lot, jy kan saam met ons deel hê. Hoekom het jy nie saam met ons eerder partytjie gehou? Hoekom wil jy altyd die een wees wat skeef trek? Mense verstaan jou nie, wanneer jy die Here se eer, wanneer jy die woord en die waarheid van die woord voorplaas, dan sê hy, hulle vind dit vreemd as jy nie wil saamloop in dieselfde uitgieting van losbandigheid nie. En die volgende tree is, hulle laster. Hulle sê dinge wat jou seermaak. Hulle sê dinge wat jou voel, maar jy verstaan nie wat jy sê nie. Hulle verstaan nie ons optrede nie, want hulle is van hierdie wêreld. En 'n kind van God is nie van hierdie wêreld. Maar die optrede van die skare bevestig eintlik hierdie gesindheid in vers 9. Hulle antwoord hulle, so nou nadat Lot gesê het, hier's my dogters, 2 rein dogters, vat hulle, maar los die mans. Nou sê die skare, gee pad daar, en hulle sê, hierdie een het gekom om hier as vreemdeling te vertoef, en wil tog gedurig die baas speel. Hy wil vir ons vertel, hoe ons moet leef. Hy wil vir ons vertel wat's reg en wat's verkeerd. Nou sal ons jou meer kwaad doen as aan hulle. En hulle het sterk op die man, op Lot aangedring, dis dieselfde woord as wat ons net nou na verwys het, wat Lot gebruik het om die engele by hom te kry, om te sê, hy het sterk aangedring by hulle, kom onder my dak, en dis 'n gewelddadige, hardhandige, op hom aangedring, nader gekom om die deur oop te breek. Nou ek wil hê jy moet oplet hier, na al die jare wat Lot by hulle is, deel van hulle geword het, want hy bly in Sodom, hy is op die raad, miskien
een of ander raad, want hy sit in die poort, so hy is die regspreker. Na al die jare is hy nog nie deur hulle aanvaar nie. Hy noem hulle broers, maar hoor wat noem hulle hom? Ons Afrikaanse vertaling sê, hierdie een. Die meeste Engelse vertaling sê, this fellow. Hulle het geen agting vir hom nie. Hulle dink niks van hom nie. Tot nou toe het hulle Lot se lewenstyl verdra. Hulle het Lot se lewenstyl geduld, bloot net omdat hulle gesê het, heel moontlik vir mekaar gesê het, hoorie, dis terwille van hom, wat Abraham ons bevry het onder die konings. Julle onthou die 5 konings wat gekom het in die Jordaanstreek binne geval het, en Abraham het gegaan en Lot bevry. So dis terwille van hom wat ons bevry het, so kom ons verdra hom. Tot dusver het hulle hom verdra. Terwille van Abraham het hulle vir Lot verdra. Maar nou dreig hulle, nou besluit hulle, ons het nou genoeg gehad, ons wil nie meer nie. Nou dreig hulle om hom erger te behandel as sy gaste, hierdie 2 manne. Trouwens, hulle is van plan om hom meer skade te berokken, want hulle sê ons sal erger doen aan jou as aan hulle. En hulle het nader gekom om die deur oop te breek. En dis nou die deel waar, as jy nou 'n film kyk van Superman of Batman, wat nou, hy's in die geheim, niemand weet wie's dit nie, en nou kom hy na vore, hier kom die 2 engele, niemand weet op hierdie stadium dis engele nie. Maar hier word hulle openbaar. Die engele gryp in, vers 10. Maar die manne het hulle hand uitgesteek en Lot by hulle in die huis gebring en die deur toegesluit. Hulle besluit om in te gryp. Dit wil voorkom, en daar was nou baie wat ek kon lees en verduidelik oor die deur, maar dit wil voorkom asof die deur nie van die buitekant af oopgemaak kon word. Lot het die deur gesluit, en toe hy uit is, het hy homself basies in die spervuur van die gevaar gesit, want hy wou sy manne beskerm. Nou kom die engele, hulle gryp in, hulle kom van binne af, en hulle gryp vir Lot tussen die skare, hierdie gepeupel uit, en hulle bring hom in die huis. Vers 2, ekskuus tog, ons het in Hebreërs 13 vers 2 al gesien, waar die Hebreërskrywer sê, moenie nalat om gasvry te wees nie, want deur gasvry te wees het sommige mense, sonder dat hulle dit geweet het, engele as gaste gehuisves. Ons het dit gesien met Abraham, nou sien ons dit met Lot. Hy het nie geweet dis engele nie, nou kom hy agter, dis engele. Psalm 34 vers 8 sê, die engel van die Here slaan sy laar op rondom die wat die Here dien en red hulle. Hier's 'n fisiese bewys van dit wat Psalm 34 vers 8 sê. Die engele is daar, sal God dit dan nou maar net laat begaan, laat sy kind verniel word? Nee, die engele gryp in. Hulle openbaar hulle mag. En ten spyte van Lot se dwaase optrede, ten spyte van Lot se verkeerde optrede, red hulle hom. Ons het in vers 11 gelees, toe slaan hulle die manne wat by die ingang van die huis was, klein en groot, met blindheid, sodat hulle te vergeefs na die ingang gesoek het. Nou daar's iets in die Hebreëus wat jy in die Afrikaans nie sien nie. En om die waarheid te sê, sien jy dit in bitter min van die vertalings, maar daar's 'n bepaalde lidwoord. Hulle slaan hierdie manne met die blindheid. Dis blykbaar die vertaling. Met die blindheid. Daar's 'n kenner. Ek was destyds op kweekskool, het ek 'n begeerte gehad om 'n boek van Keil Delitzsch te hê. Deesdae is hy verniet op die internet beskikbaar, so ek hoef hom nie eens te koop nie. Maar Karel Keil en ek dink is Frans Delitzsch is kenners. Hulle word gesien as absolute kenners in Hebreëus. En hulle doen moeite om te beskryf dat hierdie blindheid was 'n spesifieke soort blindheid. Hulle vergelyk dit met 2 Konings 6 vers 18, waar Elisa vir die Here bid en sê dat die Arameërs is om die stad, en nou raak sy dienaar angstig, en hy bid en sê, Here, maak net sy oë oop dat hy kan sien. Ek ken die verhaal. En toe die Here hom laat sien, toe sien hy al hierdie engele, hierdie waans van vuur. Dit is die blindheid waarvan hier gepraat word. So Karel Keil, dis nou van Keil Delitzsch, hy sê dit is 'n geestelike blindheid. Hy sê dit was nie net 'n straf oor hierdie manne as gevolg van hulle boosheid nie, maar dit pas ook by hulle boosheid om hulle uiterste morele blindheid uit te wys. Hulle is moreel blind. Hulle sien nie meer die verskil tussen reg en verkeerd nie. Vir hulle is dit net, jy bederf ons pret. Staan op sy. Ons wil doen wat ons wil doen. Hulle het hierdie begeertes wat hulle dryf. En nou slaan die engele hulle met blindheid, en hy sê, die blindheid sê, hulle kon sien, maar hulle kon nie die deur sien nie. Hulle kon sien, maar hulle kry nie die deur nie. Dis 'n spesifieke, effektiewe soort blindheid. En hiermee word dit duidelik
dat dit engele is. Hier kom Lot agter. God is hier, en hy stuur sy engele. Nou dis waar ons verhaal geëindig het. Ons gaan volgende week, as die Here wil in ons leef, sal ons verder gaan, en dan gaan ons praat oor die verlossing van Lot en die oordeel van Sodom. So dit gaan woes word, maar hier wil ek nou 'n paar, kom ons noem dit samevattende gevolgtrekkings maak. Die afgelope paar dekades het Genesis 19, hierdie gedeelte wat ons vanoggend lees, erg deurgeloop. Omdat mense probeer om Genesis 19, jy sien dis 'n probleem vir die homoseksuele agenda. Want as Genesis 19 so gelees word en so verstaan word, soos wat ons dit nou gelees en verstaan het, dan is dit 'n probleem. So, enige tyd, as jy op die internet of in die biblioteek of waar jy ook al gaan soek na hierdie kwessie gaan lees, dan gaan jy agterkom, hulle noem dit 'n herinterpretasie van Genesis 19. So jy moet, ja, dis wat daar staan, maar jy moet daarom nou, en dan kom hulle met allerhande verskillende sienings of 'n herinterpretasie. Hoe kan dit wees dat iemand Genesis 19, ons gedeelte, vat, en terwyl jy dit lees en dit duidelik daar staan, nogtans kan sê, homoseksualiteit is nie die kwessie. Hoe kan jy die boodskap ontken? Ek wil dit vir u wys. Jy doen dit in die eerste plek, deur die sonde van homoseksualiteit hieruit weg te neem. En hoe doen jy dit? Hulle sal sê, die oortreding van Sodom was nie die homoseks kwessie nie. Die oortreding waaroor God baie kwaad was die ongasvryheid van Sodom. Ek bedoel, hulle moes die ouens verwelkom het, hulle moes vreemdelinge verwelkom, hulle moes mense kos gegee het, en hulle moes mense gasvry behandel het, en dit het hulle nie gedoen nie. In 1955 is daar 'n boek geskryf deur 'n man met die naam van Sherwin Bailey. En hy sê die volgende, hy sê homosexuality and die boek se naam is Homosexuality and the Western Christian Tradition. Baie invloedryke boek, want dis as gevolg van sy nonsens wat hy geskryf het dat daar hierdie sieninge is. Hy sê, en sy hele argument is geskoei op Esegiel 16 vers 49. Nou daar staan die volgende woorde, kyk, dit was die ongeregtigheid van jou suster Sodom. In trotsheid, oorvloed van brood en sorgelose rus, het sy en haar dogters geleef. Maar sy het die hand van die arme en behoeftige nie versterk nie. So Sherwin Bailey skryf en hy sê, dit was Sodom se probleem. Hulle was nie gasvry nie. Hulle het nie die armoede van ander mense raak gesien. Hulle het nie ander mense gehelp nie. En hier sê die Bybel, dit was hulle probleem. Daar's 'n ander ou, as jy op Google gaan klim en jy kyk onder YouTube, dan gaan jy 'n heel moontlike ou met die naam van Matthew Vines raakloop. 'n Jong ouetjie, maar hy is nog 'n aktivis vir die LGBTQ+ IA, hy het nou al 'n hele klomp ander letters bygekry. Hy's 'n aktivis. En hy sê, Sodom word 20 keer in die Bybel genoem en homoseksualiteit word nie een keer met Sodom verbind nie. Dis die gewilde siening in die media. En die verdraaiing van Esegiel 16 vers 49, dis die siening in die media. So wat is ons reaksie daarop? 3 vinnige goed wat ek wil noem. In eerste plek, toe die manne gesê het, bring die manne uit dat ons hulle kan beken. Die Engelse, that we may know them, word gereeld gebruik, amper elke keer gebruik vir seksuele gemeenskap. So dis die homoseksuele kwessie, daar is dit. Hoe gaan jy dit miskyk? Tweede, die konteks dui daarop. As jy net let op die rede waarom hy bereid was om sy dogters vir hulle te gee, en hulle sê, nee, ons wil nie dogters hê nie, ons wil hierdie 2 mans hê. Ouens wat sê, die homoseks kwessie is nie ter sprake nie, en ek wil vir hom vra, het jy ooit die teks gelees? Het jy ooit net gekyk wat daar staan? Hoe kan jy sê, die homoseks kwessie is nie daar ter sprake nie? En derdens wil ek vinnig sê, die uitlating dat Sodom nie in verband met homoseksualiteit vereenselwig word nie, is net absoluut verkeerd. Sherwin Bailey haal Esegiel 16 vers 49 aan,
Maar ek wil vir die vers 50 lees, want hy haal 'n versie uit en dan los hy die tweede deel. Vers 49 sê, kyk, dit was die ongeregtigheid van jou suster Sodom, en in gerieflikheidshalwe los hy nou die res uit, maar hy sê in trotsheid en oorvloed van brood en sorgeloos het sy haar dogters geleef, maar sy het die hand van die arme en die behoeftige nie versterk nie. Hoor wat sê vers 50. En toe hulle hoogmoedig was en gruwelikheid voor my aangesig bedryf het. Daai gruwelikheid bring hy in verband met Levitikus 18, wat sê, dis 'n gruwel, dis een van die dinge wat God 'n gruwel noem in die Bybel. Toe hulle hierdie gruwelikheid voor my aangesig bedryf het ek, toe ek dit sien, hulle weggeruim, weggevee, weggeneem, kan jy sê. So hoe kan hy sê, nooit word Sodom en homoseksualiteit in dieselfde konteks genoem nie? Lees net die hele Bybel. Judas vers 7, ons het al vroeër daarna gekyk, so Sodom en Gomorra en die stede rondom hulle, wat op dieselfde manier as hierdie mense gehoereer, die woord hoerery in die Nuwe Testament, dis 'n harde woord, jy sê dit nie maklik nie, maar dit het te doen met alle forme van seksuele perversie en immoraliteit. Toe hulle op hierdie manier, op dieselfde manier as hierdie mense gehoereer, en dan hierdie woorde, en agter vreemde vlees aangeloop het. As 'n voorbeeld gestel is, nou hierdie vreemde vlees is presies in dieselfde konteks as waar in Romeine 1 praat van die onnatuurlike. Die onnatuurlike. As jy gaan kyk na Romeine 1. Dit beteken, die natuurlike is man, dis soos wat ons die huwelik verstaan, en hoe ons enige vorm van seksuele interaksie verstaan. Een man, een vrou, huwelik. Onnatuurlik is man en man. Dis die vreemde vlees. Dis in daai sin wat hy die woord vreemd gebruik. Onnatuurlik. Natuurlik man, vrou. Onnatuurlik vrou, vrou. Man, man. Dis onnatuurlik. So sê 2 Petrus 2 vers 7 en 8. En die regverdige Lot gered het, dis nou in konteks van verwysende daarna, hy het die regverdige Lot gered wat hom baie gekwel het oor die losbandige lewe van die sedelose mense. Want deur wat hy gesien en gehoor het, het die regverdige man wat onder hulle gewoon het, dag vir dag sy regverdige siel gepynig oor hulle wettelose werke. Hoekom sal Petrus verwys na wettelose werke? Hoe kan jy die boodskap ontken? Homoseksualiteit is ter sprake. So as jy Genesis 19 wil sag maak, aanvaarbaar maak vir hierdie agenda, dan sal jy die homoseks kwessie moet uitneem, en hulle sterkste redenasie is, dit was nie hulle sonde nie. Hulle sonde was ongasvryheid. Die tweede manier hoe jy die boodskap kan ontken is, om geweld in te lees. Jy moet nie net homoseks uitvat nie, jy moet geweld daarin lees. So die kultuur sê mos, ons kultuur sê, solank as wat dit net, en die algemene refrein is die Engelse consenting adults, instemmende volwassenes. Solank as wat dit tussen 2 volwassenes is, albei het ingestem, dan is dit mos aanvaarbaar. Enige vorm van intimidasie, of gewelddadige brutaliteit, of vernedering, of hierdie goed sal hulle afskryf, maar as dit 2 volwassenes is, dan staan dit hulle vry om te doen mos wat hulle wil. Andrew Vines, hierdie jong liberale LGBTQ aktivis wat ek vir die net nou genoem het, hy's Amerikaner, hy sê dit pertinent. The Bible never directly addresses, and it certainly does not condemn, loving, committed, same-sex relationships. So die Bybel het nie 'n probleem met homoseks nie, sê hy, maar die Bybel het 'n probleem met losbandigheid, of die wreedheid, of wat ook al. Terwyl die Bybel baie duidelik is, alle forme van homoseksuele dade is sondig. As jy na Levitikus 18 toe gaan, dan sien jy Levitikus 18, 'n lys van sonde. En die lys van sonde wat hy noem, is die sonde wat teenstrydig is. Dis so teenstrydig met God se skepingsmodel, met sy natuurlike skepingsmodel, dat dit in die Hebreëus to'eva, dit is die woord waar die woord gruwel vandaan kom. Dit is in die Hebreëus 'n gruwel. Dis die goed wat genoem word. So erg is dit kontra die natuurlike.
Vanaf vers 6 tot vers 18 in Levitikus 18 sien jy 'n lys van al die verskillende forme van bloedskande. Van vers 19 tot 25 handel dit oor afwykende, perverse seksuele praktyke. Onder andere oorspel, bestialiteit, al hierdie, en dan in die middel daarvan, vers 22, Levitikus 18:22, met 'n manspersoon mag jy ook geen gemeenskap hê soos 'n mens met 'n vrou het nie. Dit is 'n gruwel. Levitikus 20 vers 13, en as 'n man met 'n manspersoon gemeenskap het soos 'n mens met 'n vrou het hulle albei iets gruweliks gedoen. Hulle moet sekerlik gedood word. Hulle bloedskuld is op hulle. Dit lyk vir my na consenting adults waarvan hy praat. En die Bybel sê, dit word nie goedgekeur nie. Hoekom nie? Want God sê, dis onnatuurlik. God sê, dis verkeerd. God sê, dit mag nie. Hoe kan jy sê jy glo die Bybel en verse soos hierdie sê jy nee, dit werk nie so nie. Ek wil vir jy sê hoekom. Nou speel ek duiwelse advokaat. Hoe doen jy dit? Jy moet iets sê soos, glo jy die Bybel? Ja, ek glo die Bybel. O, so jy glo Levitikus is deel van die Bybel en jy moet doen wat Levitikus. Ja, ek glo Levitikus en is deel van die Bybel. So eet jy garnale, shrimps, is die Grieks. Eet jy spek? Eet jy varkvleis? Dra jy 2 verskillende kledingstukke met wol en katoen of wat ook al die geval mag wees? Ja, ek doen. Dan kan jy nie sê jy glo Levitikus nie, want Levitikus veroordeel hierdie dinge beslis. Dis die redenasie wat lê. En jy hoor ek speel duiwelse advokaat. So hoe kan jy Levitikus se wette neem en sê dis waarom ons homoseksualiteit afkeer? Want dieselfde Levitikus sê ook jy mag nie garnale eet nie. Selfde Levitikus sê jy mag nie varkvleis eet nie. Nou vriende, in die Nuwe Testament word hierdie wette, hierdie dieetwette weg mee gedoen. As jy nou kyk na die konteks, Israel word in Levitikus wette gegee om hulle te onderskei van al die ander nasies in die wêreld. Daarby was wette oor hoe hulle moet aantrek, oor hoe hulle moet lyk, oor hoe hulle moet eet, oor hoe hulle moet godsdienst beoefen. Allerhande wette word gegee in Levitikus. In die Nuwe Testament, die duidelikheid is eintlik voor die hand liggend. Dink aan Handelinge 10. Petrus is besig om te bid, hy is besig om die Here te soek en hier kom 'n gesig van 'n laken en in hierdie laken is daar Viennas en escort spek en noem al die lekker dinge, spare ribs, wat en die Here sê vir hom, Petrus, slag en eet. Petrus sê, nee Here, ek is 'n goeie Jood. Ek gaan nie goed eet nie. Dis onrein. En u onthou die woorde van die Here Jesus. Wat ek rein geag het, mag geen mens onrein ag nie. Met dit is die Nuwe Testament besig om te sê vir die Israeliete die eetwette is daarmee heen. Tog as jy in die Nuwe Testament verder kyk, word die moraliteitswette bevestig. In Romeine 1, die ander klassieke teks waarna jy moet blaai, is dit baie duidelik. Paulus vat hierdie gedeelte en hy sê seksuele afwykings. Nou die afwykings, ek verwys na Levitikus 18, ek verwys na hierdie afwykings wat volgens God onnatuurlik is. Hierdie seksuele afwykings, sê Romeine 1, is as gevolg van 'n samelewing wat oorgegee is aan afgoderry. Hulle wil hulle afgode dien. Hulle wil nie luister na die wette van God nie. Hulle wil nie gehoor gee nie. Dan sê God, ek sal julle oorgee aan julle eie perverse begeertes. So hy gee hulle oor daaraan. Ek lees vir die Romeine 1 vers 22 tot 24. Paulus sê terwyl hulle voorgee dat hulle wys is, het hulle dwaas geword. Klink dit nie soos ons samelewing nie? Hulle het die heerlikheid van die onverganklike God verander in die gelykvormigheid van die beeld van 'n verganklike mens en van voëls en viervoetige en kruipende diere. Daarom, hulle het vir hulle self afgode geskep. Daarom het God hulle ook in die begeerlikhede van hulle harte oorgegee aan onreinheid om hulle liggame onder mekaar te onteer. Wat bedoel Paulus daarmee? Hy verklaar dit. Vers 26-27. Daarom het God hulle oorgegee aan skandelike hartstogte,
Want hulle vroue het die natuurlike verkeer verander in die wat teen die natuur is. Net so het ook die manne die natuurlike verkeer met die vrou laat vaar en in hulle welles teenoor mekaar ontbrand. Manne het met manne skandelikheid bedrywe en in hulle self die noodwendige vergelding van hulle dwaling ontvang. Dis baie duidelik dat die Nuwe Testament dit nie losmaak en sê, wel die wet geld nou nie meer nie, al hierdie onreinhede en al hierdie immoraliteit is nou weg. Nee, jy kan nou doen wat jy wil. Dit geld nog steeds. Dit is nog steeds 'n onnatuurlike gruwel in die oë van God. Wat is die afgode van ons dag? Sou u sê ons is 'n kultuur, ons leef te midde van 'n kultuur wat afgoderry bedryf? Ons het mos nou nie beelde waarvoor ons bid en jy weet, 'n totempaal of 'n een of ander silwer of goue afgod wat ons het dit nie so. Ons is nie regtig groot op afgode nie. Is ons? Is die afgode van ons dag nie self, plesier, vermaak? Dis wat ons afgode is. Dit is noemenswaardig dat die slagspreuk van die homo-beweging, die homoseksbeweging is gay pride. So, hou vas, want Oktobermaand is aan die kom, dan is dit Gay Pride Month in Suid-Afrika. Dit is Junie in Amerika is Gay Pride Month. Hoogmoed en trots. In die Bybel is dit 'n teken van rebelse afgoderry. Jy's hoogmoedig en trots. Jy wil nie buig voor dit wat die Here sê nie. In ons dag is dit iets waaroor jy roem. Jou trotse perversie is iets wat jy uitblaker vir almal om te sien. Verder sê 1 Korintiërs 6 vers 9 en 10, net om bevestiging te gee, of weet julle nie dat die onregverdiges die koninkryk van God nie sal beerwe nie. Moenie dwaal nie, geen hoereerders of afgodedienaars of egbrekers of wellustelinge of sodomiete of diewe of gierigaards of dronkaards of kwaadsprekers of rowers. En nou kon Paulus aangegaan het, ek dink sy stuk, hulle het mos papirus gehad, so die papirus was baie keer beperk, miskien het sy papirus opgehaal, want hy sou uiteindelik sekerlik by goed uitgekom het wat in my lewe aan die gang is, maar hy sê, hierdie goeters, mense wat die goed doen, sal die koninkryk van God nie beerwe nie. En Paulus weet, sommige van die ouens wat hier in sy gemeente sit, in Korinte, hierdie brief gaan nou aan die gemeente in Korinte, hy weet dat sommige van die ouens van die lidmate in die gemeente in Korinte daaraan deelgeneem het. Hulle was so, hoor wat sê in vers 11, 1 Korinte 6 vers 11, dit was sommige van julle. Nou, wat is dan nou die verskil, Paulus? Kry jy dan nou nie iets soos 'n, jy weet, kan ek nie 'n homoseksueel en 'n Christen wees? 'n Homoseksueel wees wat nog steeds die Here liefhet en wat die Here dien nie. Paulus sê, dit was sommige van julle. Wat was die verskil? Maar julle het julle laat afwas. Julle is geheilig. Julle is geregverdig in die naam van die Here Jesus en deur die Gees van ons God. Dis die verskil. As jou hart verander, dan sê jy, wel, dis wie ek was, maar nou is ek 'n kind van God. Dis hoe ek was, dis hoe ek opgetree het, maar nou is ek 'n kind van God. Kom ons kyk weer na Genesis 19. Wat is die sonde van Sodom? Nou wees versigtig. U ken my standpunt. Maar was die sonde van Sodom slegs homoseksualiteit? Nee, beslis nie. Dit was daar. Maar dit sal baie eensydig wees. As jy kyk na die verhaal en jy sê, ja nee, God het hulle definitief weggeruim omdat hulle ongasvry was. Nee, dis soos die toppunt van perversie. Dit was die wreedheid en al hierdie dinge saamgeflans, al hierdie homoseksuele perversie, saam met hulle wreedheid, saam met al hierdie goeters, was Sodom se kwessie. En as jy een van hierdie sondes moet uitsonder, weet jy wat was die sonde van Sodom? As jy die Bybel reg verstaan, en jy weet waaroor dit gaan, sal jy sê, afgoderry. Dis ons probleem. Dis nog altyd ons probleem. Afgoderry. Die ander sonde is bloot net 'n uitvloeisel daarvan. God het hulle oorgegee. Afgoderry. Ken die Here nie, dien die Here nie. Ek wil afsluit en ek wil vir u vra, hoe moet ons reageer teenoor mense
onder ons. Hoor hierso? Dis naby aan ons. Dit kan onder ons wees. En dis hier waar ek my hand in eie boesem moet steek en sê, hoe moet ek reageer teenoor mense wat worstel met hierdie en soortgelyke kwessies? Hoe moet my reaksie wees? Wat moet my instelling wees, my gesindheid wees teenoor hierdie mense? Wanneer ons dink aan homoseksuele, dink ek dis belangrik om te onthou, ek is ook 'n sondaar. As ek na iemand kyk wat worstel of wat sukkel of wat vasgevang is of wat oorgegee is, wat jy dit ook al wil noem, homoseksualiteit, dan moet ek altyd voor ek met hom praat, moet ek onthou, ek is ook 'n sondaar. Hierdie lys van sondes in 1 Korintiërs 6 vers 18, 17, hierdie lys van sondes, jy's iewers daar is u en my naam neergeskryf. Ons moet onthou om mense met waardigheid te behandel. Nou, ek het iets nou nie in my notas nie, maar ek wil dit vir u noem, want terwyl ek voorberei het, in hierdie week, en julle gaan weet waarvan ek praat. Ek het alleen is die week in die dorp, en daar's van hierdie persone, jy stap by Clicks of by Edgars in, en sy make-up lyk beter as my vrou se. Ek het niks te sê vir hulle nie, ek haat hulle met 'n passie, en ek's geneig om neer te kyk en hulle met sonder respek. Gelukkig, ek kan nie onthou of ek al ooit iets gesê het nie, want ek hou myself terug. Maar terwyl ek hier lees, het ek gedink, en terwyl ek voorberei het hierdie week, het die Here my hart verander om te sê, dis mense. Ja, hy's bedrieg. Ja, hy's mislei. Ja, hy het sonde. Ja, hy het baie dinge verkeerd. Dis 'n mens, geskape na die beeld van God. En daarom is hy waardigheid skuldig. Ek moet hom met waardigheid aanspreek en behandel. Hoe anders gaan ons hom wen? Daar's 'n man met die naam van Ed Shaw. Hy's 'n predikant in Bristol in Engeland. Relatieve jong predikant. Hy's in sy 30's op hierdie stadium, miskien al vroeg in sy 40's. Hy het 'n baie goeie boek geskryf. Sy boek se naam is Same-Sex Attraction and the Church. Hy sê byvoorbeeld, ever since the beginning of puberty, my sexual desires have focused on some members of my own sex. I remain exclusively same-sex attracted in my late 30s, despite all my efforts and prayers to change. Hier's 'n ou wat worstel met die kwessie. En hy gee 3 goed om ons te help. En ek wil dit vir u gee. Ek wil dit vir u noem. 3 belangrike kwessies om ons toe te rus. Hoe kan ons hierdie ouens help? Die eerste een, hy sê, ons moet alle sondaars aanmoedig om God se hulp te soek vir verandering. Dit gaan nie help, jy gaan hierdie persone, wie dit ook al mag wees, dalk is dit familielede, dalk is dit kinders, dalk is dit wie ook al, dit gaan nie help, jy gaan iemand probeer verander met jou mening of jou instelling nie. Jy moet hulle probeer verander deur God se hulp te soek. Hy moet hulle harte verander. Tweedens sê hy, veg, en hy praat met kinders van die Here, hy sê veg in jou hart teen die hedendaagse idee dat ons seksualiteit ons identiteit bepaal. Ed Shaw sê, jou identiteit word nie bepaal deur jou seksuele oriëntasie nie. Soos mense sê, ek is 'n gay Christen. Dis vreemd, ek het nog nooit gehoor van 'n ou wat by my kom en sê, hallo, ek is so en so, ek is 'n hemerige Christen. Ek is 'n gewelddadige Christen. Ek is 'n alkoholist Christen. Ek is nee. Dis nie wat jou identiteit bepaal nie. Die wêreld wil dit doen. Hulle wil dit doen. Maar hy sê ons identiteit word bepaal deur my verhouding met die Here. Ek is 'n navolger van Jesus. Ek is 'n Christen. Ek sukkel met kwessies. Maar dis my identiteit. Ek is 'n Christen. En dan sê hy derdens, mense met homoseksuele neigings, hy wil hê ons moet onthou, hulle dra 'n swaar kruis met lyding. In sy boek propageer hy en hy self strewe ook na 'n lewe van selibaatheid. Met ander woorde om te sê, dis nie wat die Here wil hê nie, so ek sny dit af. Ek gaan dit vermy.
ek gaan niks daarmee te doen hê nie. En dan verwys hy na Galasiërs 6 vers 2. Paulus sê, dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. Dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. Jy vervul nie die wet van Christus deur iemand te spot, of deur iemand te verag, of deur iemand te verwerp nie. Hy sê, dis die ouens waarmee jy 'n vriendskap moet bou. Jy moet hom bemoedigende ondersteuning gee. Jy moet hom juis laat verstaan, jy is oop vir hom, want jy aanvaar hom. Maar is net God wat hom kan verander. Die refrein van ons tyd is, ja, maar ek is so gebore. Toe sê iemand, dis waarom jy weer gebore moet word. Want dis God wat jou lewe verander. Dis God wat jou nuut kan maak. Daarom moet jy in 'n verhouding met die Here Jesus staan. En ons wil mense bekendstel, blootstel aan die evangelie. Alistair Begg praat by geleentheid en hy sê, in die wêreld is daar twee sieninge. Met betrekking tot homoseksuele is daar twee gesindhede, twee standpunte. Of jy haat dit, en daarom haat jy hulle, of jy bevestig, of jy keer dit goed, en daarom keer jy hulle goed, en hulle dade goed. Dis die enigste twee, sê Alistair Begg. Maar hy sê, as gevolg van die Bybel, kan ons hulle nie haat nie. En as gevolg van die Bybel, kan ons hulle ook nie goedkeur nie. As gevolg van die Bybel, moet ons God se raad en God se wysheid bid, om te sê, Here, U kan so 'n persoon verander. Miskien is dit U self, en sê, Here, U kan my verander. En daarom wil ek nie haat of goed praat nie. Maar ek wil na die Here Jesus toe kom en sê, Here, ek het U nodig. Sal U my help? Daar's 'n baie goeie getuienis van Rosario Butterfield, wat 'n lesbiese verhouding. Sy was in 'n baie gevestigde lesbiese verhouding vir 'n klomp jare al, geleerde professor in letterkunde of Engelse literatuur eintlik. En sy het 'n oop deur gevind by 'n predikant en sy vrou wat met haar gepraat het, wat haar vrae beantwoord het, wat met haar bereid was om te sit en te gesels en wat hulle huis vir haar oopgemaak het. En as gevolg daarvan het sy tot bekering gekom. En Rosario Butterfield is nou al baie jare lank dien die Here, ken die Here, volg die Here. Sy's getroud met 'n predikant. Hulle dien die Here, ken die Here, volg die Here. Maar sy sê vandag nog. Sy sê sonde ken my adres. Maar deur die genade van God kan ek vas staan. Deur die genade van God kan ek elke dag daarteen stry. En kan ek sê die Here is my heil, hy is my lig, hy is my redder. Dis waarvoor ons bid, vriende. Ek dink ons het baie wysheid nodig in ons tyd. Ons moet dit van die Here bid. Maar mag die Here hierdie boodskap gebruik om ons harte te verander, sodat ons naby aan die Here sal leef en dat ons kan wees dit wat hy wil hê ons moet wees. Amen. Kom ons bid saam. Here, wat hierdie kwessie betref, is daar baie dinge wat vir ons dit moeilik maak om reg te leef, reg te praat, reg op te tree. Was dit nie die mense in wie U destyds toe U op aarde gewandel het, die wat uitgeworpenes was, die wat deur die wêreld weggegooi, misbruik en mishandel is, dis die ouens by wie U gaan sit het, vriendskap aangeknoop het, by hulle geëet het, nie omdat U hulle dade goedgekeur het nie, maar omdat U die enigste een is wat lewens kan verander. Net so wil U dalk in ons dag, by mense wat vasgevang is in die greep van homoseksualiteit of perversie of wat dit ook al mag wees, dalk wil U in hulle geval, soos met Saggeus destyds sê, vandag wil ek in jou huis tuis gaan. En dan moet ons harte en ons huise en ons gemeente moet ontvanklik wees, sodat mense kan kom en kan weet, hulle word in die lig van die evangelie, word hulle aanvaar. Ons kan nie verkeerd reg probeer praat of ons siening, die Bybelse siening probeer verander nie. Ons gaan dit nooit doen nie, ons mag dit nie doen nie.
Maar ons wil wees soos die Here Jesus. Ons wil wees soos wat U wil hê ons moet wees. Om die samelewing te kan verander, te beïnvloed met die evangelie. Ons moet die saad saai. En steeds sê Paulus, die evangelie is die krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Sal U hierdie boodskap gebruik, sal U hierdie waarhede gebruik om ons te help om die evangelie te laat seëvier en om te bly by die beginsels van U woord. Ek bid dit met versigtigheid, want daar's 'n baie fyn lyn partykeer, maar ek bid dit met dankbaarheid, want ek weet U genade is vir ons genoeg. In die naam van Jesus. Amen.